Ek het nie gedink aan enige iets vir 'n cold opening nie. Ja. Okay. Dink ek moet my krieke hier insit. Ja. Okay. Welkom by Sondag tot Sondag. Weet jy, ons het mos opgehou trek hoeveel episodes ons nou al het van hier. Ons moet en toe dit die mekaar geraak dink ek op die ding waarop ons dit oplaai. Ja, So daar's seisoen 1 en seisoen Seisoen 2, 2. ons is die mekaar. ons is in nerves. Ja. Alhoewel ek weet dit is seker nie goed om 'n podcast te begin om oor die weer te praat nie, maar dit is 'n baie weird jaar in terme van weer. Dit is. Dit voel vir my of dit kouer moet wees as wat dit eintlik is. Okay, ek was Ek weet nie, ek voel vrek siek. Ek voel al ja, jy was vrek siek. Ek bly jy is hierso. Ek ook. Ek bly Daar was kere waar ek gewonder het. ons het jou deurgehaal. Eerlik Of waar. jy het jou deurgehaal. ST Ja. het jou deurgehaal. Maar dis gewoonlik met die Kersfees saam voel ek ook nogal verras in terme van die weer. Ja. So in die oggend as jy 7:00 aankom is dit vrek uit nog en dan later dan hol jy rond. Ja. So ja. My ervaring van hierdie griepseisoen was interessant. Die dokter wat ek gaan sien het was vir my weird. Ek dink hy het al die diagnose gemaak nog voordat ek by die huis gery het, jy weet, sien Is van dit? daai tipe dokters. Ja. Was dit 'n monkey puzzle? Dis weird. Hy het nie eens, ja, ek dink so. Dis net soos okay, dis wat jy het. Ek dink nog steeds. Dis my weird. Ek weet nie wat ek gehad het nie, maar wat help dit nê? Ja, ja. Dis nou maar ek is hier. Ja, jy's hierso, jy's heel huids. Daar was die 'n ander kant uit. oomblik wat ek net sielkundig bietjie die battle verloor het. Ek het die oggend in die bed gelê. Kussing nat gesweet, vrek koud gekry. Ja, Geweet die koors is hektiek ja. en ek ST het werk toe gegaan. Ek het 'n Pro Nutro protein bar. Daai yogurt coated strawberry flavor. Ja. Vrek lekker is vir my. Wel, okay, goed. Ek Ek like wou sê ek is bietjie snobbish wanneer dit kom by protein bars. Okay. Maar jy almal mag maar hulle Elkeen het snobbish hulle wees oor goedjies. hulle Nee, goedjies. ja. In elk geval ek is dis soos ek weet al wat ek moet doen is ek moet regop sit. En ek moet 'n paar slukkies water vat want dit is nog steeds 'n protein bar. Ja. Ag 'n Pro Nutro protein bar. En Yes. wat ek weet van Pro Nutro is jy kan huise bou met daai goed as dit Jy kan as dit daar droog nie word. genoeg- Ja, as nie genoeg Ja, ja, melk by. exactly. So ek gaan 'n paar slukkies water moet vat anders gaan hierdie Pro Nutro protein bar teen my verhemelte te vaskleef. Jy weet. Yes. So al wat ek moet doen is 'n paar slukkies water vat. Ek moet net 'n halwe protein bar inkry en dan moet ek my pille drink wat hier op my bedkassie lê. En ek het nie die wilskrag gehad om dit te doen nie. Shame. Ek was net sielkundig gebreek. Ek raak gelê ek is Ek soos kan nie meer nie. ek vat my net. Is Dit is so ek Soos sal eerder Elia. ja, ek het soos Elia gevoel. Iemand het die kraaie jou kom voer. Nee, was dit waar trek ons met Elia waar die kraai omvoer? Ek tog jy praat van waar hy by Horeb gaan om te gaan vrek en dan word hy wakker gemaak met 'n roosterkoek. Yes, so Dan eet hy en dan gaan ja, hy dis weer. dit ook. Maar ja, voor Daar's dit was iewers die kraai. het die kraai hom ook. Ons moet dalk een of ander tyd konings doen hier by die kerk. Dit sal goed wees. Sal goed Ek wees. sukkel altyd met om die profete en die konings bymekaar te pas. So Ek dink dit was ook 'n probleem vir hulle gewees in daai tyd om dit self daai Uit te verhouding uit te figure. ja, Want either die profeet het vir die koning gesê wat hy van hou om te hoor en dan het hy geleef yes. of hy was eerlik en dan het hulle hom doodgemaak. yes, okay. Nou ja. True. As As hulle dit nie kon regkry nie, hoe verwag jy? so jy het my uitgehelp, jy het vir my ingestaan want ek moes die Sirofenisiese vrou hanteer het Wat 'n gedeelte. en die honde met die broodkrummels. Jy verstaan nie eintlik wat se geskenk dit was nie. So Ja. punt 1. Morney het vir my geskenk gegee om dankie te sê. Dit was nie nodig nie. Ek's baie dankbaar. Maar jene daai gedeelte was vir my so groot geskenk geweest. Hoe so?
kyk, ons het die week voor dit, was ek en jy na daai retreat gewees, wat by the way nie 'n retreat was nie. Ons het harder gewerk as wat ons gerus het. Ja. En ek het nogal gedink, yes, okay, I've got this. Ek verstaan hoe hierdie werk, ek is gemaklik met die uitleg, daai tipe ding. En toe slaan hierdie gedeelte van Markus 7 vir my siekslaaf. Maar dit is so, dis een van daai goed waar as jy dit lees, net half fundamentalistically. Yes. Is daar nie veel weird wat daar aangaan nie, Ja, maar ja. dan staan hierdie obviously metafore in die teks van die Yes. honde en die broodkrummels en daai goed. Ja. Wat het op wat 'n journey het jou gevat? Ek het eers vasgehak by 'n baie woke Jesus. Want hoe durf Jesus hierdie vrou 'n hond noem? Okay. That's not very nice or very polite. Ja. En mense verwag, sy kom na hom toe. Sy sê my kind word deur 'n demoon getuister. Hy sê, "Yes, ek All sorg hands jou on gou deck." uit. Ja. Dankie, gaan huis toe. Maak dit Jou gou geloof het klaar, jou maar gered. Yes. Ek gaan jou inskuif. Dis soos daai wanneer die dokter jou leer bo gaan sit. Yes. Tipe situasie. Ja. Mense verwag dit van Jesus en dan doen hy dit nie. Ja. So ek weet nie, dalk bietjie daai uitdaging wat Jesus het in Johannes 4 met die Samaritaanse vrou by die put, dalk seker selfde tipe vibes. Ja, op 'n manier. ja. Alhoewel, ek Maar meen okay, Dis kras. ja, Dit is blaatant. ja. En ek dink wat met sulke tekste gebeur is dit challenge die ons het baie keer maar baie mooi airy-fairy Jesus met die beauty pageant sash en die geblou waved hare en die blou oë. Yes. Ja, en dan lees ons hierdie goed en dan sit ewe skielik die oomblik dink ek wanneer Bybeltekste ons prentjie van Jesus uitdaag of ons godsbeeld bietjie uitdaag en ons ongemaklik maak, dan blaai ons maar om na die volgende hoofstuk toe eerder. Ja. En nou is dit van wat ek hou van wat ons doen hierso is ons het besluit hier is die tekste. Ja. En dis wat ons moet preek. Yes. En Behalwe ek dink nie ek gaan dit doen met die 1 Junie nie, hoor. dis okay. Okay, dankie. Maar wat ek maar net daarmee wil sê is dit hierdie goed is in die Bybel. Ja. Dit is ons almal het hierdie tekste Yes. langs ons bed op die bedkassie. Ja. Ons moet daarmee deel. So hoe het jy daarmee gedeel? Yes, ek het nogal sterk gaan invra in want dit het my godsbeeld nogal sterk uitgedaag. Ja. Ek dink my initial reaksie toe ek gegaan het na hierdie teks toe, want ek dink dit is eerlikwaar ook 'n bietjie acrobatics wat ek gedoen het. Is ook goed, maar dis die eerste of enigste gedeelte waar Jesus uitgedaag word en hy verloor die fight en hy verloor doelbewus die fight en daai tipe ding. Maar om eintlik in die ongeskiktheid in te leen hierso het my uitgedaag in terme van my gereformeerdheid, in terme van dat ons verwag van Jesus om genadig te wees. Ons verwag van God amper asof dit reg is dat God moet genadig wees. Okay. En om daai weer as 'n geskenk te sien. Die ander ding is van die krummels in terme van hoe hierdie klein bietjie eintlik genoeg is. Ja. En dit was vir my nogal verbuisterend geweest. So aan die een kant die ongemaklikheid, aan die ander kant my eie ongemaklikheid en vooropgestelde idees in terme van God en genade en daai tipe goed. En dan sou ek natuurlik gegaan het maar na om dat die genade genoeg is. Ja. Maar die gedeelte het my baie nogal laat dink aan daai, ek weet nie
jy het nie by Julian Miller klas gekry nie, nê. Mm -mm. Hy het vir ons die fliek Keeping the Faith laat kyk. Oh, nice. En daarso is dit Rabbi Jake Shroom, wat deur Ben Stiller gespeel word. Sê op 'n stadium dat sy parishioners, of ek weet nie wat noem hulle dit in die Joodse kultuur nie, verwag van hom om die tipe leraar te wees, of die tipe rabbi te wees, of die tipe Jood te wees, wat hulle nie bereid is om te wees nie. Wow, ek verstaan. Ja. En ons doen dieselfde met Jesus. Ja. Dis soos daai tipe genade is wat Jesus van ons verwag, maar of wat ons van Jesus verwag, maar ons is nie eintlik bereid om dit self te doen nie. Ja, sure. Ja, dis nogal waar, as ek dink ons skep vir ons half hierdie gemaklike prentjie van okay, dit is die godsbeeld wat vir my gaan werk vir die lewe wat ek gaan lei. Maar dan word ons baie keer maar ge-challenge met goed wat hierdie godsbeeld is nou nie meer goed genoeg vir hierdie nie. Ja. En dan fake ons dit uit baie keer of ons veer dit onder die mat in. Ja, waar dit iewers in 'n boksie daarso. Solank dit net nie ons godsbeeld in gedrang staan. Maar die manier wat Jesus so half platant en nie toekies omdraai nie, jy weet. Die houding wat hy inneem. Dit het my nogal baie laat dink oor hoe goedkoop politeness baie keer kan wees. En ek het 'n video klip gesien van 'n ou hy sê ons is of baie mense is geneig om super gaaf en vriendelik te wees met vreemdelinge en dan kom die teenoorgestelde kant uit by die huis. Ja. En jy is ongeskik en rou en onvriendelik by die huis. En daar's sekere gemeenskappe waar dit andersom is. Hy sê onder andere, byvoorbeeld in Londen, is mense nie baie vriendelik met mekaar. Nee, iemand het my geskouer met my kind op my rug. Ja. Van sy fiets af. Ek het besluit die volgende ou lê op die grond. Maar dit is interessant hoe daar's die kultuur anders. Ja. Daar's dit 'n ding van ons is nie nice met mekaar nie. Ja. Ek gaan eerder hierdie ongeskiktheid, hierdie ongereserveerdheid van my, hierdie rou natuurlike emosie, gaan ek eerder uithaal op die vreemdeling wat ek nie ken nie. Ja. En ek gaan nice wees met die mense by die huis. Soort van half detox van hierdie deel van myself. En dis omgedraai daar. En ek sê nie dis reg of verkeerd nie, maar ons het baie keer hierdie verskriklike moralistiese waardeoordele met hoe ons met vreemdelinge moet omgaan, wat maar kom vanuit ons gereformeerdheid uit. Maar dan is daar hierdie vraag van hoeveel emosies jy onderdruk om eerder vriendelik te wees. Iewers kom daai emosies uit. Nee, verseker. Of dit nou by die werk of by die huis is. Brené Brown het 'n ding, ekskuus, ek kwait baie vir Brené Brown, nee. Ja, dis alright. Maar sy het 'n ding wat sy gesê het, mense is nogal geneig om jou panser wat jy opsit vir die werk, vergeet om daai panser af te haal by die huis. Maar ja. Want dit vat effort. En dit vat effort om broos te wees. Ja. So dit maak dat huis in daai opsig nie altyd veilige spaces is nie. Ja. Maar dink jy die manier wat Jesus opgetree het meer integriteit gegee aan die gedeelte? Die rouheid, die eerlikheid, die rouheid van emosie. Ek dink regtig nogal so. Daar's vir my 'n spanning tussen in die vorige gedeelte waar die disippels moeg is. En Jesus sê vir hulle ook goed gaan gee vir hulle kos. En hier is Jesus moeg en hy's nors. Ja. Dis die menslikheid. Dit is sy menslikheid en dis iets wat van die mense nogal uitgestaan het in die Bybelstudiegroep. Hulle gesê het, maar hy was werklik mens. Ja, hy was moeg en hy was ongeskik want hy was moeg. Yes. Dit is nie persoonlik nie, dit is deel van mens wees. Ja, so ek dalk met jou was dit Elia wat hangry was. Ja. Toe kry hy net 'n broodjie en toe voel hy beter. Ja. Dalk ook weet hoe, want regulasie is moeilik. Ja. Veral as jy daai spanning moet dra. Dit is nie altyd mooi polite die oomblik
leen hom nie toe daarna dat jy kan net blaatant mislik wees nie, want mense het nodig om verhoudings te bou En dit is interessant, ek het al ervaar, meeste van die tyd is dit die mense wat jy weet lief is vir jou, of vir jou uitlash, want jy weet, daai verhouding, hulle jy is beskermd daar. vat, hulle gaan dit kan vat, hulle gaan nog daar wees, en jy lash uit op hulle. En dis gewoonlik ook maar die goed wat jy die meeste oor sleg voel na die tyd. For sure. Maar dink jy, dis ook die mense wat weet om jy knoppies beter te druk. Ja, maar aan die ander kant, hoekom is ons so sensitief? Jy weet, as iemand nou die dag ongeskik is met jou, of lelik praat met jou, veral as dit 'n vreemdeling is, dan bly dit by jou, en dit vir maande en dae, en jy worstel daarmee, en jy sukkel daarmee. En ek wonder waar daai ding vandaan kom. Daar's ander kulture daar buite wat, ek gaan nou nie sê wie dit is nie, maar die ou vertel die storie van waar hy ry, is Amerikaner, is Amerikaanse comedian. Okay. Hy het nie hare nie. I'm just gonna leave it there. Jy kan gaan uitvind wie dit is. Ek het 'n goeie idee. Maar hy vertel die storie, Okay. waar hy ry in sy Prius, Toyota Prius, dis Ek het dit nie sien kom nie. hybrid, Okay. voertuigie, en dit was jare terug, maar die Prius het so groot staal ding by die ruit wat dit nogal moeilik maak om 'n hoek te sien. Dis 'n groot blinde kop. En hy gaan om die hoek, en hier's iemand wat oor die pad wil loop, en hy sien obviously nie die ou nie. Ja. En hy stop, en die ou gaan af. Verloor. Hy verloor dit. Hy skree op die ou, gaan te kere, en hy begin toe nou, aanvanklik is hy toe nou jammer, hy probeer verduidelik dat die kar, jy weet, dit moeilik maak, maar en hy kom nêrens met sy verduideliking of sy verskoning nie, en hierdie ou pak af, en hy kom op 'n punt, en hy is snap, en hy begin net terugskree op die ou, en hy insult hom, en snaaks genoeg, die insult wat hy toe nou terugskree op die ou begin te lag, want dit was 'n baie kreatiewe insult gewees, en daai insult van hom het actually die ding ontlont. Die ding ontlont, en die gesprek geëindig, met die feit dat hy toe nou maar, jy weet, oop en eerlik is, en ook dan wat terug beklei, en die ou begin lag, oor die comment wat hy maak, en dit het eintlik die situasie diffuse. Ja. Jy weet, so, okay, ek weet, dit klink nou asof ek sê, jy weet, partykeer is 'n fight 'n goeie ding, maar dis menslik, is dit nie? Dis menslik. Dis menslik, en ek dink om ook te weet, Jesus, maar want daar's nie fout om emosie te hê nie. En eerlikwaar in daai omstandighede, ek weet, ek het al uitgeflip by 'n zebra kruising. Veral as ek vir Marcus op my rug het, as mense net oorjaag. Ek het nou hulle nie name genoem of iets oor hulle ma gesê nie, maar ek was nie vriendelik nie. Ja. En ek dink dit is justified. Ja. So daar is, ek dink nogal iets in van hierdie verskriklike politeness, wat, ek dink jy het dit vroeër ook toksies genoem. Ja. Want daai energie gaan iewers heen. Dit moet. So ek het vir myself al besluit, as ek nie hou van 'n ding nie, of ek is nie lus vir 'n ding nie, tensy dit my werk is, dan gaan ek nee sê. Ja, vanoggend. Soos vanoggend. Is 'n beeldjie gesprek. Ek het ook daaraan gedink. En maar dan weet jy, as ek sê ja vir iets, dan weet jy ek is ten volle daar. Ja. Dan weet jy ek is, as jy sê kom haal my asseblief 3 uur die oggend by die lughawe. Nou weet ek weet nou al uit ervaring, daar is nie daai tyd van die oggend koffieshop oop nie, so ek sal vir jou koffie bring van die huis af. Maar dan is ek daar, en ek in my stert waai, en dit al daai goed. As ek terug kan kom na die gedeelte toe, alhoewel Jesus moeg was, alhoewel hy nie die vriendelikste persoon was op daai stadium nie, dis nie dat hy net gesê, weet jy wat, ek kan nie nou hiermee deel nie, kom terug na my toe môre, jy weet, of ek sal kyk, want hy het nog steeds die vrou gehelp, jy weet, vol gesê, maar jou dogter is genees, jy kan terug gaan huis toe. So dis nie dat Jesus net besluit het, weet jy,
ek gaan nie hierdie ding doen nie. Ja. Dis net hy het dit nie gedoen met 'n glimlag op sy gesig noodwendig nie, want daar was rou menslike emosie daarbey gewees. Ja. Ek dink mense is vandag hopeloos te apologetic. Mense begin baie keer stap in 'n gesprek en die eerste woorde is: "Ekskuus, jammer, Ek is jammer julle. Ek weet jy is so besig. jammer, ekskuus, ek pla, sorry, ek wil net gou hoor, jammer, weet jy dalk hoe laat dit is?" So asof ek gaan sê, maar goed, jy het jammer gesê as jy nie om verskoning gevra het dat jy myne gepla het hier waar ek staan Want en ek is so belangrik. jy weet, die tandepasta soek wat ek moet koop nie. Yes. Het ek nou nie vir jou die tyd gegee Ja. nie. Hoe weet jy dan nie hoe laat dit is nie? Het jy nie 'n foon nie? Het jy nie 'n horlosie nie? Wat se tipe mens is jy? Maar Maar dis 'n moeilike ding en ek dink veral in die kerk is dit 'n moeilike ding. Dis iets wat ek sukkel nog steeds daarmee om van daai vir my koppel ek dit aan people pleasing. Maar ek sukkel nog steeds om van daai neer te lê en voel ek skuldig na die tyd. As Ja. ek mos nie sê behalwe oor daai beeltjies van maar jy het nog steeds gevoel met jouself verduidelik nou. ek het nog steeds gevoel ek met myself verduidelik Ja. en dit ek het gedeflect met humor. Ja. Ag wel. Dis 'n moeilike ding vir ons. Ek Dit dink dit is is. ook 'n volkding. Ja. Ek dink is maar Afrikaner En ding. dis wat verwag jy van 'n predikant? Mm. Want ons word ook binne 'n sekere mold gesit van hoe jy veronderstel is om op te tree. Ja, en baie groot gedeelte van dit is nie baie menslik nie, jy weet. Nee. Dis weer eens die motto van hierdie podcast is ons is dominees, maar ons identifiseer as mense, jy weet. Ja. Dit is iets wat ek gesien het by ons retreat. Ja. Is daar's 'n groot net in die manier van ek weet ons was 'n klomp dominees gewees by mekaar was, maar as jy gaan luister het na hoe hulle gepraat het, net die taal wat hulle gebruik, die manier wat hulle praat. Hoeveel gesprekke begin met ek voel so en so en so en so. En hoe oorweldigend van daai gesprekke was. Die oomblik wat daar ruimte gegee was vir hierdie persoon om oor hulle self te praat, hoe hulle daai geleentheid, hoe desperaat hulle was vir daai geleentheid, is daar's 'n groot leemte by hierdie mense om net mens te kan wees, dat hulle nie gejudge gaan word nie. Kom ons wees maar eerlik, met die klimaat is dit nie veilig nie. Daar's nie noodwendig veilige ruimtes vir predikante om te sê hoe hulle voel nie. Ja, dis waar. Of om te sê wat hulle dink nie. Nee, dit is so. So dit maak dit moeilik. En ek dink dit is belangrik om daai bietjie te ontbloot, want as jy model behavior vir lidmaat om te sê maar in jou dag tot dag. Dit is belangrik om met integriteit op te tree. Jy weet, en jou emosies is geldig. Verseker. Jy kan verduidelik hoe jy voel, maar jy hoef nie noodwendig om verskoning daarvoor te vra nie. Jy weet. Ja. Stalk 'n riglyn. Verseker. Net minder apologetic te wees. Ek het 'n ding oor apologetics jy weet dit. Yes. Maar ek het dit vir ou gesê ook net my gospel wat daar uitgekom het. Nie eers daaraan gedink nie, die maar waarheid van Morney. Die een ou wat ons bietjie later aangekom het die een oggend. Die een dominee. Praat jy? Nee, ek was in die middag. Ek het 'n deur 'n sessie geslaap. Slaap. Daarom het ek die respek gehad om in my bed te gaan slaap in my kamer en nie tydens die sessie terwyl hy dit aanbied nie. Yes. Okay. Maar die een ou, ek het nou sy naam vergeet. Maar hy kom nogal laat die oggend mos daar aan. Ja. En hy's so jammer en ek sê toe vir hom so klip af hom, moenie so apologetic wees nie. Ja. Hy kom later daai dag na my toe. Hy sê hy het so baie daaroor gedink oor wat ek gesê het. En dis so waar eintlik. Dus ek sê dit is dalk die ding is my ding is ek sal nooit nie erken as ek verkeerd was nie. As ek 'n fout gemaak het, ek sal erken en sê ek het 'n fout gemaak. Al wanneer ek sal sê ek is jammer. Is as jy persoonlik skade gely het as gevolg van die fout wat jy gemaak het. En as ek regtig jammer is. Ja, so ek sal as ek nou hier sit en
en ek skop jou, dan sal ek vir jou sê ek is jammer want jy het persoonlik pyn gekry daaronder. Maar as ek die tafel skop en dit het dalk nou 'n groot geraas gemaak, dan sal ek erken dit was dalk 'n fout geweest. Ja. So ek het net doelbewus gedoen het. Maar as jy nie persoonlik skade gelei het daarin nie, verstaan ek nie hoekom ek nou moet jammer wees hieroor nie. So op daai met een van my ander hoede, die van groep fitness instructor. Nou as groep fiksheidsinstrukteur is jy verantwoordelik vir die mense wat in die klas is. En daarom ook as die deur toe is jy nie van hierdie is my PSA, welcome to my TED Talk. So as die deur toe is, tensy jy 'n goeie verstandhouding het met die instrukteur, gaan jy nie in die klas nie. Ja. Want jy is nie opgewarm nie, jy kan makliker seer kry, dan sit daai ou se verantwoordelikheid al daai te begin. Nou kom daar mense in, die klas is halfpad al aan die gang. Hulle kom om weights te kom kry. Dis buitendien disrespekvol, omdat daar reeds iets aan die gang is. Ja. Ek stop die klas. Ek sê, hier's 'n klas aan die gang, kan julle asseblief uitgaan? Groot storie, toe ek na die tyd buite kom, is iemand besig om te kla daarso by 'n mens. En ek gaan verduidelik vir die ou, wara. Die ding, sy soos, ja, maar as jy verskoning vra, dan sit die einde. Ek sê, maar wat as ek nie jammer is nie? Nice. Awkward silence, seker. Awkward silence. Wel, wat kon sy doen? Maar ek was nie jammer nie. Ja. Hoekom moet ek wees? Jy's disrespectful. Die klas opgeneem het, jammer wees. En ook die kliënt is nie altyd reg nie. Daai mense van daai uit konteks uit, hoor. Daai setting van the client is always right. Dit is net helfte van die spreekwoord, het jy dit geweet? Nee. Die volle ding is, the client is always right in matters of taste. Dit is die volle spreekwoord. In matters of taste. Dit maak sin. Dit is nie hierdie ding van, die kliënt is altyd reg. Nee. Ek kan maar Karen nie. Jy kan of Kevin. Nee, dit is die kliënt is reg in sake van smaak. So as die kliënt sê die rooi is beter as die blou, dan is hy reg. Yes, dan is hy reg. Maar mense vat net die eerste gedeelte van daai sin en dan maak hulle abusive besighede. Nee, verseker. Ek het 'n ou gehad in die vorige gemeente uit, 'n Maika branch wat hy ran. En ek vertel my 'n storie van, daar was op 'n stadium 'n ou gewees wat ingekom het, vreeslik afgepraat het teenoor die helpers in die winkel en so aan en op 'n keer toe gaan hy na hom toe, Andre, hy roep hom buitentoe, hy sê vir Morie, hy is nie meer welkom in my winkel nie. En die ou verloor het, hy gooi sy toys uit die kot uit en hy is net soos, nee, ek het 'n verantwoordelikheid oor die mense wat vir my werk. Ja. En die manier wat jy met hulle praat is nie reg nie. En dit het nou, daai het baie geld spandeer. Maar vir die persoon was die geld net nie die waarde werd nie. Nee. En nou sit hy daar en sy mense wat vir hom werk word abuse en hy laat dit toe. Vir wat? Vir geld. Ja, en dan jy moet nog verhoudings hê met die mense wat vir jou werk. Die ironie van die saak is, yes, daai ou het nog steeds kon koop, maar hy het in die kar gebly en hy het een van sy mense elke keer maar ingestuur. Maar wat sad is daarvan is, so hierdie ou, al wat hy moet doen is hy moet jammer sê. Ja, maar hy is sy nie bereid. Ego is so fragile. Ja. Dit is 'n scary ding, is daai ego, nee. Ja. Net om te sê, maar ek was verkeerd deur so op te tree. Ja. Ek wil gou rehash. Yes. As ons terugkom by hoe maak ek met my gesin? Ja. Hoe buffer 'n mens daai beter? Want mense gaan dit nie noodwendig altyd reg kry nie, maar ek dink daar is sekere best practices wat mens kan inbou. Van die goed wat ek al vir paartjies gesê het, is jy gaan sê hi en dan gaan sê jy net ek word net gou 'n oomblik om bietjie te defrag en ek gaan stap in die tuin rond of maak 'n koffie of wat ook al, net to get in my body. Van die ander goed wat ek ook vir mense voorgestel het is om 'n sekere liedjie te speel op pad terug huis toe. Ja. Wat jou
bietjie kan kondisioneer in Pavlov se hondjie sodat jy weet ek kan ontspan, ek kan rustig wees, daai tipe ding. 'n ander ding is om in te check met jou partner en te sê, hoorie, my kapasiteit is soveel persent, hoeveel is joune, en te hoor, goed, wie moet nou die fort hou? Ja, so ek is op 40%. Okay, so ek gaan vir jou vra, jy moet asseblief 60% wees. Yes. Ja. Vanaand ek het nodig van jou om 60% te wees. Yes. Daai tipe ding, is dit wat jy van? Ja, dis dit. So dis nou of jy kan dit sien uit elkeen het 50 wat hy bydra om 100 te maak, of jy kan dit uit 100 uittel. Okay. En ek dink met daai het 'n mens nogal baie keer, en ek dink veral as jy kinders het, die ding van, ek kom nou by die huis, ek het nou hierdie heavy ding gehad, ek kan nou net afpak, en dan sê jy eggenoot vir jou, hi, hier's die kinders, baie dankie. Om werklik ook daar so met mekaar in te check en te sê, goed, maar waar lê jou kapasiteit op die oomblik? Dit is ook belangrik dat mense moet ek het ek sal weer moet gaan luister, maar ek het 'n podcast geluister van 'n ou wat praat oor hoe baie ons die verskillende fragmente van die lewe wat ons nodig het. Jou sosiale kring, wel die oomblik wat jy trou, word jou sosiale kring baie kleiner. En dit is nie meer soos in vroeëre jare waar jy het so baie mense verloor baie van hulle vriende wanneer hulle trou. Jou buddies, jou pelle waarmee jy uithang. Ja. En dan word al daai verantwoordelikheid op jou eggenoot geplaas. It's totally unfair. Dit is so onregverdig. So my buddy wat saam met my gespeel het, wat ek kon afpak mee, wat ek nou sekere goed binne in hierdie verhouding kon verwag het, moet my vrou nou wees. En ek sy vervang nou al daai rolle. Dis nie regverdig nie. Jy trek uit jou ouerhuis uit, so die rolverwagtinge wat jy van jou ouers gehad het, word nou ook verwag van jou eggenoot. En ek wonder baie keer, veral as ek gaan kyk na gesinne wat kinders het wat ouer word, dan kom baie van daai goed terug. En nou maak ek my kind my buddy, en ek hou op om my kind se pa of ma te wees. Wat aan die een kant, ek dink 'n goeie skuif is. Jan het my nogal daarmee gehelp. Daar's 'n ding met die naam transactional analysis. Okay. In terme van hoe verhoudings werk. So jy begin by parent-child, soos ouer-kind tipe, en 'n ouer het nodig om sekere goed oor te dra en soms af te dwing. Maar as die parent-child tipe ding gebeur wanneer jy volwassene is, dan sit 'n probleem. Dan sit jy in paartjies sit jy met 'n codependence, want die een is heeltyd die stoute kind en die ander een is heeltyd die volwassene wat hom moet reprimand, en dit het so dansie. Of as jy 'n kind is wat 'n volwassene is en jou ouer wil nog parent-child, dan het daai ook 'n bepaalde dinamika. So as jy dan oorgaan na adult toe, dan het jy meer 'n gelyk. So ek dink dit moet vir ouers, ek's nog nie daar nie, maar baie moeilik wees, dink ek, om daai ding te negotiate. Ek dink dit is belangrik vandag meer as in enige opsig. Okay, so in die eerste plek, ek dink gesinne vandag se samestelling is heeltemal anders. Daar's min gesinne waar net een van die ouers werk. Ja. So albei ouers werk. En ook as jy gaan kyk na wat werk vereis vandag. Ja. Niemand het meer 9 to 5 nie. Dis 'n droom. Dit is 'n droom. Dit gebeur nie. Dit is meer 'n 7 to 6. 9 to 5 en 'n 7 to 6 en 'n paar side hustles en jy weet so jy het twee huwelikspaartjies wat vir twee verskillende base werk. Wat baie goed van hulle verwag. Baie tyd verwag. En dit is maandag tot Vrydag. En baie keer dan werk jy nou nog naweke ook. So jy het al klaar 'n massive werk wat baie van jou afvat. Dan is daar die kinders en die jy kinders probeer 'n goeie ouer tussenin
wees. En dan as jy of 'n gaan betrokke kyk net ouer wees. hoe freaking besig kinders is, man. Nee? Die skool laai kinders met werk en verantwoordelikheid Ja. en daar's hierdie angs en hierdie stres. Ek het al baie keer gedink ek moet vir kinders sê moenie worry nie, universiteit is nie so erg nie. Dit is nie so Dit erg. is nie so erg nie. En die ander ding vir my, ek weet mense kort sekere tipe guidance vir kinders, maar by jou werk yes, daar's deadlines en sulke tipe goed en selfs op universiteit daar's deadlines en sulke tipe goed, maar jy het nog agency. Ja. Jy kan besluit wanneer hierdie gaan inwees. Teenoor in skole is daar nie. Sorry, jou huiswerk is môre. Ja, ek meen ek vat net hoeveel keer jy op 'n kol kan spring met sê ons gaan moet hierdie deadline extend. En dan extend ons die deadline. Dis wat dit is. Ja. Daar's nie dit op skool nie. Ek So dink dis 'n goeie punt wat jy maak. Net die druk wat daarop gesinne is. So om ek moet funksioneer top of my game by die werk. Ek moet hierdie wonderlike ouer wees wat so emosioneel in tune is met my kinders en so mooi emosioneel gereguleer is sodat my kinders my as 'n veilige hawe kan sien wat hulle emosies vir hulle kan co-regulate. En terselfdertyd moet ek nog my eie hobbies hê en my eie lewe en my eie drome en ek moet by my vriende uitkom en Sondag kerk toe gaan en ek meen naweke naweke is reset tyd. Ons vat gou die naweek net om te gaan groceries koop en om die goed te gaan koop wat ons alles nodig het vir die volgende week en voor te berei vir die volgende week en te meal prep en dis eintlik meer net half gou ons reload net vir dit wat kom. En wat ek gesien het is ek dink mense lewe vandag vir môre. Ja. Daar's so min mense wat hierdie ek dink eksistensiële krisis is 'n baie luxury probleem. Dis vir mense wat tyd het om te kan stil sit en te dink oor die lewe. Ja, kyk in die ek wil sê die eerste wêreldlande, maar apparently is dele van ons eerste wêreldland. Amerika en Australië en Nieu-Seeland wat hulle vir hulle self probleme uitdink. Ja, identiteitsprobleme. Ons het nie die luxury nie. Ons het nie tyd vir sulke om te dink oor sulke goed. Nee. En ek dink dit is miskien maar daar is 'n behoefte daaraan. Daar's definitief 'n behoefte aan meaning. Want iewerste sit jy in verkeer. Bumper to bumper. Ja. Want ons moet nou begin ingaan 3 keer 'n week. Ja. En dan begin jou kop met jou maal. En wanneer jy nou die eerste 20 minute van jou commute spandeer het aan okay, dit moet gebeur en dit moet gebeur omdat dit gaan al en dit is alles moet gereël word. Dan staan hierdie 5 minute waar jy nie besig hoef te wees nie. En dan ewe skielik dan begin jy frak. Dis makliker om gou te skraal. Dis gou makliker om die Instagram of die Facebook dan Instagram of ons YouTube Shorts. Ja. Sodat ons net nie hoef te deel met hierdie eksistensialiteit van my bestaan nie. Of te dink oor verhoudings of die tipe van goed nie. Ons het gistermiddag toe sê ek soos okay, ek is nou al heel week by die huis siek. Ek moet net by die huis uitkom. So ons klim toe in die kar, ons ry toe Rietvlei Natuurreservaat toe. Nice. En ons ry daar in Rietvlei rond. Dit was so lekker want ek het nie high expectations gehad om diere te sien. Dit is 'n kreer waar jy gaan om diere te kyk en jy moet jou lys sien, jy moet afmerk en jy moet diere sien en as jy iets sien is dit 'n bonus. Dis net van ons gaan nie om diere te kyk nie. Ons is net soos ons het ewen op pad soontoe. Ons het net in die rigting gery en ons gaan Rietvlei toe. Ja. En in daai net in die natuur wees, stil wees, net kyk wat hier gebeur. Kyk hoe diere leef, die eenvoud van hulle lewe. Dit was sulke amazing reset vir die siel gewees. En mense het nodig om tyd te maak vir dit, dink ek. Ek het wanneer was dit so 2 of 3 jaar terug? Het ek weet nie, ek dink ek was on the verge of burnout or something. En gaan jag saam met vriende en op pad soontoe net om in die Bosveld te wees of op pad soontoe om die Bosveld te sien was net vir my siel so goed. Ja.
En ek het gedink, jene maar hoekom kan ek dit nie hier doen nie? Hoekom kan ek dit nie hier so in die stad doen nie? Yes, is net 'n ander plek, maar deel van daai mindshift lê in my kop. Ja. So ja, aan die een kant die luxury van mindfulness, maar dalk ook die necessity, Ja. want ek dink deel van die rus, deel van die ek het nodig om myself weg te neem, soos wat Jesus het, is om te weet ek het goed my kommoditeite wat ek het is tyd, energie en geld. Ja. Ja. En hoe balanseer ek daai? Ja. Want net omdat daar plek op my kalender oop is, beteken nie ek's beskikbaar nie. Goeie vriend van my, Christian, jy ken hom. Ek het nie besef is vir ons verjaarsdag nie, want ons het so 'n week uitmekaar uit wat ons verjaar en ek dink ek was met verlof. En hy bel my op 'n stadium en hy sê, "Hoorie, wat maak jy Vrydag?" Ek sê, "Dit hang af wat jy van my vra." Ja. Dis ongeskik. Ek sê, "Nee, maar my Ja. kalender is nie net, dis nie te sê oor hy oop is, ek's beskikbaar nie." Ja. So ek dink daar vat dit nogal 'n stuk mindfulness. Ja. Dis 'n goeie punt dink ek wat jy opbring is. Ek dink baie van die tyd wat ons spandeer op doomscrolling en die goeters. En ek self baie skuldig. Miskien is daar 'n vrees, want ek weet as ek die oomblik wat ek alleen is met my gedagtes, dan moet ek deel met goed. Ja. Moet ek deel met verhoudings wat neglected word Yes. of staf wat gebeur het. En dis makliker om eerder net dit een onder die mat te vee Ja. totdat ek weer besig kan raak. Of vir ouers nadat jy almal gevoer het, nadat jy nou die dag gedeel het met jou werk en dis 9:00, 9:30 die kinders in die bed, dan het ek nie nou tyd of lus vir eksistensiële identiteitswerk nie. Ja. Maar dit is 'n skill wat ons moet leer. Yes. Dit is ook maar wat Jesus was besig met mense se siele. Ja. Hy het nie omgegaan en gesê okay, hoe kan ons jou plaaswerk optimize nie. dit was die werk wat hy mee besig was en op die einde van die dag is dit al waarmee ons sterf. Ja. Met daai het Kobus wat nou laas op was, het 'n mooi ding een keer gesê van God wat vir ons kom wys het om mens te wees. Ja, ja. Beautiful is. Dit is so die Hebreërs het heeltemal 'n ander manier gehad van na die lewe kyk. Ek dink ons kyk baie met ons ry na die verlede, na die toekoms en ons kyk en ons sê maar okay, ons moet beplan vir môre, ons moet vandag alles regkry vir môre, vir die week wat kom, wat lê voor en ons probeer ook alles wat ons doen kyk ons na okay, wat is die 5-jaar plan, wat is die 10-jaar plan, hoe gaan dit in die toekoms lyk? Maar ons rug is na die verlede toe. Ek dink as jy nou hier sit en luister en ek vra vir jou, okay, wat het jy kom ons toets dit gou. So Pieter, wat het jy Saterdagoggend geëet vir ontbyt? A good question. 2 dae terug, man. Dis 10 All Bran. 40 gram All Bran met 120 gram melk. Okay. en 10 en kom ons gaan gou net 4 dae. Wat het jy 4 dae terug gedoen? Kan jy onthou? Nee. So die verlede is soos letterlik gister is verby en dit is ons dink nie weer daaroor nie. Ja. Ons gaan nie terug nie. Baie keer voel ek nogal partykeer so met ook die werk wat ons doen is. Soos, en dis hoekom ek hou van die feit dat ons net gou so 'n bietjie weer die teks gaan terugroep. Ja. Want net omdat ons nou Sondag klaar gepreek en almal gesê het, dis nie nou afgehandel. Dis nie veronderstel nou en het ons 'n week van niks en dan wag ons vir die volgende week nie. Ja. Dus, die gedagte is juis om die goed te vat en daarmee besig te wees vorentoe ook. Terug te kom by die Hebreërs. Hulle het na die verlede gekyk om te weet waarheen hulle moet gaan in die toekoms in, die hele tyd. Ek meen dit is as ons gaan kyk na net hoe die Bybel geskryf is in die tyd waarin in meeste van die Ou Testament geskryf is ons kyk na die verlede sodat ons die Here kan verstaan. En ek wil net gou side note. Ja, belangrik,
Want mense het baie keer met die ding van profesie en sulke tipe goed. Nee, Ja. dis nie vir die toekoms nie. Dis hoe hulle die verlede interpreteer. Ja, om die Here te verstaan. Okay, dit was my Ja, asterisk nee, geweest. dis baie goed, dis As baie you waar. were. En ek dink in daai opsig, ons kan 'n paar goed leer by hulle, is om meer te gaan kyk na laasweek se kalender om te kan verstaan wat ons vandag Ja. moet doen. Nie vandag te kyk sodat ons, jy weet, in die toekoms in Ja. vir wat môre moet gebeur nie. Dit is soos daai, het jy al gesien op die Olimpiese spele, daai roeiers wat met hulle rug, Ja, dit lyk of hulle agteruit roei, maar hulle gebruik die lyn waarop hulle was om te weet waarheen hulle moet gaan. maar ek het dit nie gevind. Ja, so hulle navigate hulle roete op grond van, jy weet, hulle roei agteruit met hulle rug Ek het agtertoe. dit nie geweet Maar nie, hulle kyk nie om nie. Hulle gebruik hulle lyn daar om te weet waarheen hulle moet gaan agtertoe. So ek dink in daai opsig kan ons miskien meer tyd maak om na ons verlede te kyk. Kyk na laasweek se kalender en onthou net gou vir 'n oomblik wat jy laasweek mee besig was. Net om jouself te ground en jouself te center in plaas van om te dink elke dag begin ek maar van voor af. 'n Nuwe bladsy is 'n nuwe week, 'n nuwe dag, 'n nuwe maand, nuwe projek, 'n nuwe skooltaak. Maar net bietjie terug te kyk, dalk kan dit help. Ek dink dit kan help. Ek dink dit kan help om sin te maak van waarmee ek besig is. Is dit nie wat ons doen as ons Bybel lees nie? Ja, Dis goed wat in die verlede gebeur het wat ons probeer help met hoe ons vandag moet leef. Ja. maar ek dink dit gaan nogal sterk bepaal, soos as ek terugkyk, het hierdie gewerk. Ja. So aan die een kant as jy soos ek is, gaan jy vra hoe kan ek dit optimize? Mm. Maar aan die ander kant ook om te vra, weet jy, ek was daar en dit was nie vir my nice nie. Is hierdie sinvol? Mm. Of ek het met daai mense gekuier en dit was nie lekker nie. So, yes, as ek weer met hulle moet kuier, is dit dalk eers vir 6 maande. Ja. Ja. En 'n mens moet jou energie so Ja, spandeer. ja. Dat ons by hierdie vliegtyg land. Ek wou nou net vir jou wys, ons moet hom dalk laat. Ja, voordat my kop seer terugkom. Ja. Ek hoop jy voel goed. Ek hoop jy voel beter. Ek glo dit sal nou begin beter gaan, ja. Okay. Alright.